Vriende, goeiemôre. Welkom by Koffiekuier 979. Dis Vrydag die 3de Oktober en ek wil vandag met jou gesels vanuit Psalm 19. Nou, Psalm 19 is nie een van die psalms of die teksgedeeltes wat in die leesrooster vir hierdie week voorgestel is nie, maar ons Kleinmond Omgewings- en Natuurbewaringsvereniging is hierdie jaar 50 jaar oud. En ons het ook in die lyn van die seisoen van die skepping besluit om eerskomende Sondag in Kleinmond Kerk fokus op die ekologie en die omgewing te hê, juis om ook Kleinmond Natuurbewaringsvereniging se 50 jaar bestaan te vier saam met hulle. En daarom gaan ons Sondag by die erediens uit Psalm 19 uit lees en Dominee Jan Momsen is die liturg wat by die Kleinmond Kerk gaan preek. En hy gaan onder andere ook met Dr. Ernst van Jaarsveld, 'n wêreldbekende botanis, gaan hy gesels oor hoe ons vir God in die skepping kan raak sien. En dis nou nie 'n natuuraanbidding nie, hoor dit asseblief tog nou daarin. Ons weet God is die skepper, God van hemel en aarde, en hy het alles geskep, maar ook in die natuur kan ons God se handewerk raak sien, en daarom kan ons in 'n stuk lof en aanbidding voor hom staan. En Jan het daarom besluit om een van die pragtige skepingspsalms te lees. En dit is Psalm 19. En ek wil vanmôre dit net rustig saam met jou deurlees en vir jou vra om ook toe te laat dat die Heilige Gees met jou vanuit hierdie psalm praat. In voorbereiding dan natuurlik ook op Sondag se erediens. Nou, dit is 'n psalm van Dawid. Dit is 'n lied wat geskryf is vir koorsang by die tempel. En dan begin Dawid hierdie psalm in vers 2 deur te sê: Die hemel getuig van die mag van God. Die uitspansel maak die werk van sy hande bekend. Die een dag gee die berig deur aan die ander en die een nag deel die kennis aan die volgende mee. Sonder spraak en sonder woorde, onhoorbaar is hulle stem. Tog gaan daarvan 'n boodskap uit oor die hele wêreld en 'n taal bereik die uithoeke van die aarde. Vir die son is daar in die hemel 'n tent opgestaan. As hy stralend begin om sy baan te volg, is hy soos 'n bruidegom wat uit sy slaapkamer kom. Aan die een kant van die hemel kom hy op en aan die ander kant gaan hy onder en niks ontkom aan sy gloed nie. En dan gaan neem die psalm so 'n bietjie van 'n wending. Dit gaan bietjie weg van die natuur af en na die woord toe. En hoor in vers 8 sê Dawid dan: Die woord van die Here is volmaak. Dit gee lewe. Die onderwysing van die Here is betroubaar. Dit gee wysheid aan die wat nog onervare is. Die bevele van die Here dui die regte koers aan. Dit bring blydskap. Die gebod van die Here is helder. Dit gee insig. Die eise van die Here vir sy diens is goed. Dit staan altyd vas. Die bepalinge van die Here is reg. Elkeen van hulle is regverdig. So kom die stellings wat hy maak oor die woord van God en die manier waarop God met ons praat, en elke keer sê hy ook wat die nut daarvan vir ons as gelowiges se lewe is. En dan sê hy in vers 11, vat hy dit eintlik saam en hy sê: Hulle is kosbaarder as goud, selfs as baie goud, soeter as heuning, as druppels uit die heuningkoek. U dienaar, laat hom daardeur leer. Wie dit alles onderhou, groot is sy beloning. En dan vers 13, verskuif die fokus so, of mense sê van die natuur af, na God se woord toe, na die mens toe, die mens wat self ook moet ondersoek doen, en dan sê hy: Wie sien sy eie dwalinge raak? Moet my tog nie straf vir sondes wat ek onwetend gedoen het nie. Weerhou my van opsetlike sondes, laat hulle nie oor my heers nie. Dan sal ek onberispelik wees en vry van hierdie groot sonde. Dan sluit Dawid hierdie psalm af met hierdie gebed eintlik om te sê: Mag wat ek sê en wat ek dink tog vir u aanneemlik wees, Here, my rots en my verlosser. Vriende, pragtige psalm, en ek gaan nou nie alles deel wat Jan Sondag in die erediens met julle gaan deel. Hy het hom goed ingegrawe in hierdie psalm. Maar pragtige psalm wat sê uit die algemene openbaring, uit die skepping uit die natuur uit, kan ons God se handewerk raak sien. Kan ons sien dat God die skepper, God van hemel en aarde is. En dit help ons om ook na die woord, soos wat ek en jy dit vandag verstaan, die Bybel, om na die woord te kyk en te hoor hoe God met ons ook in die besondere openbaring praat. En hierdie twee goed, die algemene openbaring en die besondere openbaring, bring ons eintlik as gelowiges op daai punt dat ons na onsself kyk en vra: waar staan ek voor God?
En dan hierdie pragtige gebed van Dawid wat sê, weerhou my tog van die opsetlike sonde, so ook van die goed wat ek onwetend doen. Daardie ingesteldheid om te sê, Here, ek kom staan met my hele lewe voor U en ek wil U dien. U is my rots en my verlosser. Vriende, oordink 'n bietjie hierdie Psalm die naweek. En dan Sondag skakel asseblief by ons erediens in Kleinmond Kerk in, waar Jan Monsen en Ernst van Jaarsveld dan in die woord is en ook hierdie woord oopbreek vanuit die natuur en hoe mense ook daaroor kan nadink. En dan gesels ons Dinsdag so 'n tweede ronde 'n bietjie oor Psalm 19, maar ek wil ook Dinsdag so bietjie by jou aanhak by 2 Timoteus 1, waaroor ek dan nou by die Kuierkerk Sondag die erediens gaan doen. Ons het 'n babietjie in die gemeente wat gedoop word, klein Matteo van Rensburg, en ons gaan so 'n bietjie na 2 Timoteus 1 daar kyk. Maar ek nooi jou uit, lees en oordink so lank Psalm 19, skakel Sondag in by die erediens, en dan gesels ons volgende week Dinsdag so bietjie sommer oor al twee hierdie tekste vir 'n paar minute saam. Kom ons sit so, dan bid ons vanmôre saam. Hemelvader, as ons oë opslaan na die berge, as ons die spreekwoordelike skepping aanskou, die son, die maan, die sterre waarin U plek gegee het, dan kan ons nie anders as om ons hande op te hef in 'n stuk lofverheffing en aanbidding vir U wat die skepper God van dit alles is nie. En as ons kyk na die fynbos en die see en alles die diertjies wat U geskep het, Here, dan besef ons net wat 'n wonderlike God aanbid ons nie, wat hierdie goed, hierdie skepping so in mekaar gesit het, dat ons U grootheid daarin kan raak sien nie. En wil ons vanmôre by wyse van hierdie woorde van Dawid in Psalm 19 ook na U toe kom en sê, Here, ons erken maar net dat ons U kinders is, dat ons natuurlik baie keer opsetlik en baie keer onwetend ook nie leef soos U kinders nie, maar ons wil ons afhanklikheid van U verklaar en kom sê, U is ons rots, U is ons vesting. Help ons deur U Gees wat in ons is, om ook ons oë oop te maak en U grootheid oral, altyd rondom ons raak te sien. Ons eer U daarvoor en ons bid dit, Here Jesus, in U naam. Amen. Vriende, ek hoop jy het 'n heerlike Vrydag verder. Nooi jou uit, maak bietjie jou oë oop vir die grootheid van God wat sigbaar raak in elke stukkie van hierdie wonderlike skepping waarin ons leef. En as jy 'n bekertjie koffie het of tee of wat jy ook al drink, dis ook 'n gawe van God wat hy vir ons gegee het om te dink hoe ons vanuit 'n koffieboon uit so 'n heerlike ding kan geniet. Eer aan God ook daarvoor, en ek sê dit in alle eerlikheid, nie sommer net om snaaks te wees nie. Geniet jou koffie as 'n gawe van die Here af ook. Mooi loop, ons gesels Dinsdag weer.